Um, ek is vandag, is mijn eerste keer wat ik een video maak of whatsoever. Sien jy, ek het nog nooit die ding gemaakt. So, dat is mijn eerste content of wat sê hulle. Maar wat ik net basis wil sê is, ja, hoe die Here my lewe kom verander het. Ek is vandag dankbaar, ek is blij. Dat die Here my kant gekom het, dat die Here my gebed kon verhoor het. Ek het 'n gebod gemaak met die Here en vir die Here gevra, Here. Ek het gedrink aan 'n dag. Ek het vir die Here gevra om na my gebed te luister. En die Here se foon was nie op voicemail gewees toe ek my gebed opstuur. Hy het my gebed verhoor. Ek gaan nou in vir 4 jaar sober. Druppel drank op my lippe nie. Ek is dankbaar en ek is bly vir die Here. Dat die Here my kant gekom het en vir my gesê het, my kind, ek ken jou struggles. Ek weet wat 'n gedagte kan gaan met jou koester. En ek sê vir myself, tot hier toe nie verder en ek bid en ek vra vir die Here. Ek en my vrou altyd. Ons het die drank gelos, ons gaan in vir 4 jaar. Ek is dankbaar en ek is bly. So ja. En wat ek kan sê is, ek wil eintlik net praat van die goedheid van die Here. Ek wil eintlik net praat van hoe die Here vir my gekom het. Ja, wonderbaarlik. Ek weet nie hoe nie, maar paar jaar terug toe ek besluit het om die drank te los. Ja, ek weet nog nie of het dieselfde moment toe kom die Here vir my deur. Jenne jong, dat ek die drank los en ek werk en ek begin my geld te spaar. En ek toe kon ek vir my 'n kar koop. Uit die boks uit, nie uit die boks uit nie, maar ek bedoel tweedehands, maar ek skuld nie 'n sent daarop nie. Ek het hom kontant gekoop van geld spaar. Nou dink ek vir myself, as ek nou nog moes gedrink het, hy paar jaar terug. So ek het vandag 'n voertuig besit het. En ek sê vir myself, jene, vandat ek drank gelos het, nee. Ek werk nou al 3 jaar. Ek was nie nog een keer by die huisie. Ek nog nooit uitgebly nie. Ek was nog nooit op siek verlof nie. Is wonderlik wat die Here kan doen. So en ek imagine my altyd self, jene jong, as ek nou nog moes gedrink het. Ja, dan was ek nie vandag hier om die boodskap deur te gee nie. Soos hulle mos sê, there's no glory without a story. So wat ek net wil sê is, 'n mens moet nie mense aankyk en net sien wat jou oë wil sien. 'n Mens moet 'n bietjie dieper kyk. Verstaan? Even soos ek ook kan ek nou sê, ek het nog nooit, as ek soms myself so kyk, dan sê ek myself, ek lyk dan nou mooier as wat ek voorheen gelyk het. En vir my voel dit of ek 'n bietjie ouer geraak het. Ek het net mooier geraak. Dit is amper soos hulle sê, as die Here jou pad gekom het, of die seëninge van die Here is oor jou lewe, nee, die Here sit jou in 'n naad. Nee. Die Here sit jou so in 'n naad, hy's amper soos 'n naad in 'n jean. Jy kan maar stryk. Jy kry nie hy naad uitgestryk nie. So sit die Here vir jou in jou naad in. Jy lyk soos 'n sixpence, man. Ja, dis die wonderwerke wat die Here kan doen. So ek wil elkeen bemoedig en vir elkeen sê, die dag wanneer jy besluit om ek is nog nie bekeer nie of so nie, maar ek het 'n ontmoeting gehad en ek het vir die Here gevra, die Here moet my verlos en die Here het my verlos amper 4 jaar terug. So nou waar kan ek nou nog weer teruggaan na die dinge toe wat ek gedoen het toe ek gedrink het. Jo. Dit baat jy drink. Vrydag drink jy en dan jy drink jou nou so van 'n mik af dat jy dan lê jy vir 4-5 dae lê jy siek. Dis nie die moeite werd nie. Jy staan die oggend op, jy siek. Jy gryp aan jou beersie as niks aan die jas. Die apies kyk berg toe.
beursie is leeg en dan het die vrienden nog, wat je die vorige aan mee samen gedronken het, dan kom hij vrienden ook nog en dan klopt vroegochtend aan je deur. Maak een kopski daar, man. Verstaan? Zo, nee, dat kost opofferings als je wil iets. Als je iets wil doen met je leven. Maar ik het nou niet, kan ik nou zeggen, ik is net blij en ik is dankbaar voor die Heere. Dat daar niet iets drastisch is moet gebeuren in mijn leven. Voor ik een besluit gemaakt heb om drank te los. En om die Heere te vatten op zijn woord. Want zodra, die Heere zal nooit die rechte post bij die verkeerde huis afleveren. Als het voor jou is het maar nou net basis klaar voor jou. Niemand kan niks maken, niemand kan niks zeggen. Als je mensen ook maar nou wat, man. Dat is net voor jou. Want mensen krijgen zo baie mensen wat afgunstig is. Mensen wat afbrekend is. Mensen wat neerkijken op jou. Even zoals die type werk wat ik ook doe. Maar mensen kijken neer. Mensen denken hulle is beter als iemand anders. Ja, en dan denk ik voor mij baie tye denk ik mij zo in. Ja, jong mensen kijken nou zo neer op mij of werk wat ik doe. Maar als ik in die dorp stap, loop ik met een groot trolley. Ik klim in mijn kar. Als het pijdag is, ik klim in mijn kar. Nee? En ik loop, en als ik naar winkels kom, trolley vol kost. En ik betaal contant. Of ik gebruik mijn kaart. Ik het moest gaan werken daarvoor. Nou zie ik die mensen wat zo altijd neerkijken op een mens, dan kan hulle dat zelf niet geloven. Dat is het een man waar hij loopt. Hij klim een man in zijn kar. Zo moet nooit denken, zij is beter als iemand anders. Even een arend wat ook kan hoogvliegen. Moet ook maar zijn kostjes op je grond komen. Maar zo, wie is jij als mens om neer te kijken op iemand anders? Verstaan? Zo ja, maar dat is bij mij specifiek. Is het maar voor mij zoals water van een eenserige. Zo ja, basis. Kijk, die Heere het voor mij een andere ziening gegeven. Die Heere het voor mij een geest van openbaring gegeven. Van, om jou niet te sturen aan wat mensen zeggen. Mensen kan jou niet maken. Mensen kan jou net afbreken. Verstaan? En dus, hoe kom je een dik vel? Je moet voor jezelf een dik vel kan ontwerpen. Om het nou zo te stellen. Dan krijg je nou nog mensen wat. Hulle kyk so neer op jou, op dit wat jy het. Hulle het meer as jy, maar hulle maak nog altyd hulle bestaan in hulle gesprekke en hulle dagse take. Hulle vind tyd of hulle maak tyd in hulle dag om van jou te praat wat ook nog maar niks het nie. Verstaan? Maar ek sê baie vir myself, ag nee wat, ek kyk noord en dan gaan ek wes. So vir my beteken daai maar nou net confusie in 'n bietjie man. So ja, dit is my woord van bemoediging. Wat ek wil sê is die dag wanneer jy besluit om opreg met die Here te praat en om met die Here 'n gebod te sluit en vir die Here sê Here, tot hier toe ek kan nie meer nie. Ek het u hulp nodig. Verlos my van dit af, verlos my van dat af, verlos my van die drank af, verlos my van my doen en my late af. Die Here sal definitief sy foon optel vir jou. En dit kos nie eers 'n randse airtime of 'n advance airtime om met die Here te praat. So ja, gee dit 'n kans en jy sal my weer sê dat dit sal goed gaan met jou. Ek sê nie dit sal altyd goed gaan nie, want dit kan nie net altyd goed gaan nie. Want dan is daar fout, dan vergeet jy van die Here. So daar moet 'n bietjie 'n opdrandjie wees. Ek weet na elke opdrand moet jy definitief 'n afdrand kry. Dit sal nie net opdrand gaan nie. So ja, dis my woord van bemoediging aan een en elk. So ja, gee dit 'n kans. Vra vir die Here vir verlossing. En as die Here jou kant gekom het, die Here het geluister aan jou gebed, glo my. Ek is 'n ware getuie, glo my. Jy sal jou kop vashou soos die seëninge neerdal op jou lewe.